Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en ons kan met groot vrymoedigheid sê, dit is die dag wat die Here gemaak het, kom dat ons daaroor juig en bly wees. Nou vriende, ons juig in die feit en weet dat die Here op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete, en ons weet dat die Here vir ons omgee en soos 'n vader sorg vir die kinders, so sorg en gee die Here om vir die wat hom vrees, en mag ons ook in die heilige vrees van die Here wandel, en mag ons gedagtes rig na die hemele, van waar ons hulp vandaan kom, wat ons weet ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Nou ons gaan vanmôre aangaan met die boek Spreuke. Nou ons het nog 'n mylpaal bereik, ons begin vanmôre by Spreuke 29, nou is basies nog net hoofstuk 29, 30 en 31, en as ons klaar met die boek Spreuke, en wat 'n kosbare ontdekkingsreis was dit net nie, om so deur die verse in die boek Spreuke te werk, en die wyshede uit die pen van Salomo te hoor, geïnspireer deur die Heilige Gees. Nou, hoofstuk 29 vers 1 is 'n ernstige waarskuwing. Daar staan: 'n man wat baie bestraf is en sy nek verhard, sal onvoorsiens verbreek word, sonder dat daar genesing is. Nou vriende, hierdie vers wil eenvoudig vir ons kom leer, dat ons moet luister as daar met ons gepraat word. 'n ander vertaling wat ek nageslaan het sê: 'n man wat hom bly verset teen teregwysings, kom skielik tot 'n val, en staan nie weer op nie. Nou vriende, ek kan dink aan baie sulke voorbeelde en mense wat ons al tegemoet gekom het en wat ons al ontmoet het, en mense wat deel van ons familiekringe en vriendekringe en selfs kerkmense wat in hierdie kategorie val. Mense wat herhaaldelik male gewaarsku is oor 'n verkeerde weg wat hulle inslaan, verkeerde praktyke, verkeerde dinge wat hulle doen, en hulle wou nie luister nie, en hulle val het skielik en vinnig gekom. Nou, ek het so 'n bietjie navorsing gaan doen oor die vers, 'n bietjie gaan lees daaroor, en hierdie vers gaan eintlik maar in besonder oor mense wat hulle herhaaldelik male dieselfde ding of dinge doen. Herhaaldelik male dieselfde sonde, dieselfde verkeerde optrede, en hulle gaan hardkoppig voort op hierdie weg van sonde. Die Bybel sê vir ons, terwyl hulle gewaarsku word, en terwyl daar teregwysings na hulle kant toe kom, druk hulle die ore amper toe, en hulle wil nie luister nie. Die Bybel sê hulle val sal skielik kom. En van die kommentaarskrywer sê, baie keer verwys dit na die dood, dat hierdie mense die dood tegemoet gaan, dat hulle sterf weens hulle sonde en weens hulle hardnekkigheid, en daar sal vir hulle geen genesing wees nie. Want u sien, daar's nie 'n verlosser na ons dood nie. Die Bybel sê vir ons, vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. Die Bybel sê vir ons, dat ons vandag die saak met die Here moet uitmaak. Die Here sê, bekeer jou, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, en iemand wat onverpoos bly voortgaan op sy sondige weg, die Bybel sê sy val kom skielik, en hierdie val kan dikwels die dood wees van daai persoon, en dan is dit vir ewig verby. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, en daar sal geen genesing wees nie, sonder genesing vir daardie persoon, sonder redding, sonder verlossing. So daarom as jy vanmôre iemand is wat hardnekkig voortbeer in jou lewe, en jy weier om te luister na raad en teregwysing, en al hierdie dinge wat na jou kant toe kom in liefde van mense, wil ek jou vra, stop in jou spore, en vra vir die Here vir genade, en dat die Here ook vir jou bekering sal skenk. Die volgende vers sê, as die regverdiges talryk word, is die volk bly, maar as die goddelose heers, sug die volk. Nou, ek gaan net veel sê oor hierdie vers nie, vriende, ons het alreeds Spreuke 28 vers 12 hanteer, Spreuke 28 vers 28, dieselfde gedagte kom na vore. Is goddelose mense wat aan bewind kom, is mense wat die land platdruk, wat die bevolking eintlik in 'n wurggreep plaas, en van hulle sekere dinge afeis, en sekere dinge afpers, en die Bybel sê vir ons, die Bybel is baie duidelik, as die regverdig is, die manne wat die Here lief het, en wat sy woord hoog ag, as hulle regeer, is die volk bly, want as 'n voordeel vir almal, en voorspoed vir almal. Maar die goddelose dink aan homself, en hulle dompel die hele land in elende. Die volgende vers sê, 'n man wat wysheid lief het, verbly sy vader, maar hy wat met hoere omgaan, bring die goed deur. Nou hierdie vers is vir my baie interessant, vriende, want telke maal in die Bybel lees ons soortgelyke dinge wat Salomo dan ook vir sy seun teen waarsku. Ons kan kyk daarna Spreuke 10 vers 1, Spreuke 15 vers 20 en verskillende ander verse. Nou, wat hierdie vers eenvoudig vir ons wil kom leer is, as jy goddelike wysheid in jou lewe tentoonstel, as jy die woord van God as barometer het, dan weerhou dit jou van hoerery, want jy sien hoe dikwels die Bybel waarsku teen die sonde van hoerery en die vernietigende sonde van hoerery.
Want jy sien, hoerery is nie net 'n daad wat plaasvind nie, maar dit het effek in jou lewe en ander mense se lewens, nie net vir vandag en môre nie, maar tot die dag van jou dood. Dis soos 'n klip wat in die water gooi. Die ripple-effek gaan baie verder as wat jou oog kan sien. En dis die hele saak wat hier na vore kom. Salomo waarsku sy seun, hy sê, seun, as jy God se woord liefhet, as jy wysheid liefhet, dan maak jy my hart bly. Maar as jy hierdie wysheid verontagsaam, is die ellende, dit wat aan jou deure klop, is ellende jou voorland. En dit is vir my so kosbaar. Die Bybel sê vir ons, wanneer ons wysheid liefhet, dan wandel ons op hierdie pad van geregtigheid. Ek het so gedink aan die verlore seun daar in Lukas 16. Hy het alles gehad wat sy hart begeer. Hy het by sy vader gewoon, hy het daar gewerk. Die Bybel sê vir ons, sy vader was goed vir die diensknegte, hoeveel te meer vir die kinders. Maar hierdie verlore seun kom op 'n stadium en sê, pa, gee my erfporsie. En die Bybel sê vir ons later, uit hierdie erfporsie met hoere deurgebring. En vriende, dis die probleem vandag. As jy God se wysheid en God se woord een kant skuif, as jy die onderrigting wat jy die woord ontvang in die wind slaan, sê die Bybel, sal ellende jou besoek. En dikwels kom dit daarop neer dat jy moet hierdie sonde van hoerery en hierdie vernietigende sonde van 'n ander vrou dan jouself in begewe. En die hartseer gevolge is lewenslank en dit bring jou baie skade en hartseer. Daarom bly by die wysheid van God se woord en dit sal jou weerhou, soos 'n Josef van ouds. Toe Potifar se vrou hom wil versoek het, toe sê hy, sal ek hierdie groot sonde doen en teen God sondig? En hy het weggehardloop en hy was bereid om in die tronk te gaan sit voordat hy hierdie sonde doen en sy lewe vernietig. Die 4de vers. 'n Koning hou deur reg die land in stand, maar 'n man wat belastings afpers verwoes dit. U sal sien, telke male in die boek Spreuke vind ons hierdie gedagte. Weereens in vers 4 kom ooreen met vers 2, kom ooreen met hoofstuk 28 vers 12 en 28. So ek gaan nie te veel sê daaroor nie, behalwe reg en geregtigheid deur leiers bring stabiliteit in 'n land. Maar geldgierige, gulsige leiers, vriende, leiers wat gierig is, bring 'n land tot ondergang. En dis die hele hartseer in hierdie saak. Dit is belangrik om hierdie saak raak te sien, dat die oomblik wanneer leiers gulsig raak, wanneer hulle meer en meer wil afpers by die volk, raak die volk arm, en hierdie koffers waaruit hulle skep, raak al hoe leer, en almal kry later swaar. Daarom bid die Here, dat hy leiers sal gee. Ons het nie meer konings vandag nie, maar dat hy leiers sal gee, wat eerbaar is, wat nie lief is vir geld nie, maar werklik die mense wil dien, en dat hulle bo alles God sal eer, omdat hulle weet, hulle is deur God aangestel, want God stel konings aan, en God stel konings af. Ek het so daaraan gedink, en ek wil daarmee afsluit, die illustrasie daar in die Bybel in 1 Konings 12. Jy sal onthou toe koning Salomo sterwe, was sy seun Rehabeam die persoon wat sou oorneem. En daar was 'n raad gevra deur Rehabeam, hy het aan die ou manne toe gegaan, die manne wat saam met sy pa geregeer het, en hy vra vir hierdie raadgewers, hy sê vir hulle, wat dink jy, moet ek die belastings meer maak, moet ek dit minder maak, hoe moet ek die land regeer? En hierdie ouer manne, wat saam met Salomo geregeer het, sê vir hom, Rehabeam, ons beveel jou aan, om die belastings minder te maak. As jy dit doen, gaan die volk jou lief hê. En Rehabeam gaan na die jong manne, die deegniete toe, en hy vra vir hulle, wat dink julle moet ek doen? En hulle sê vir hom, Rehabeam, ons dink, jy moet strenger as jou pa wees, en kom ek lees gou vir u wat sê die Bybel. 1 Konings 12 vers 14. Die Bybel sê, dat die koning hierdie volk op 'n harde manier geantwoord het, en met hulle gespreek het volgens die raad van die jongman en gesê het my vader julle swaar gemaak, julle juk swaar gemaak, ek sal by julle juk nog byvoeg. Het my vader julle met 'n sweep getigtig, ek sal julle met 'n gesel tigtig. So het die koning dan nie na die volk geluister nie, want dit was die beskikking van die Here. In vers 16 sê, toe die hele Israel sien dat die koning nie na hulle luister nie, het die volk die koning geantwoord en gesê, watter aandeel het ons aan Dawid? En daar is geen erfdeel aan die seun van Isaai nie. Maar julle tente toe Israel, kyk nou na jou eie huis Dawid. Daarop het Israel na sy tente gegaan. En u sal onthou, die verhaal vertel vir ons dat Jerobeam gekom het. En Jerobeam het die volk afvallig gemaak van die huis van Dawid, en daar het 'n skeuring gekom in die volk Israel, die noordelike en die suidelike ryk. So wat probeer ek vir u sê, vriende? Die oomblik wanneer 'n leier hard regeer, is daar altyd hartseer gevolge. Wat staan ons as kinders van die Here te doen? Ons moet volgens die weg van die Here wandel,
Soos 1 Timoteus 3 vir ons leer, bid vir jou leiers, bid vir jou hoëgeplaastes, dat jy 'n stil en rustige lewe kan lei. En wat bid ons vir ons leiers? Eerste plek dat die Here hulle siele sal red, dat die Here hulle wysheid sal gee in hulle bestuur van die land, dat hulle nie geldgierig, gulsige mense sal wees, mense wat gierig is en net altyd wil hê nie, maar dat hulle die belang van die volk op die hart sal dra. Mag die Here ons genade gee, is 'n paar beginsels wat ons leer uit die woord van die Here, en mag ons ook in die toepassing van ons eie optredes kyk dat ons nie mense indoen en mense uitbuit en mense te veel vra vir iets en later ook God se toorn oor ons lewens bring nie. Mag die Here ons wysheid gee dat ons in die algemene bestuur van sake God sal eer en hom eerste sal stel in alles. Want die Bybel sê ken hom in al jou weë dat hy jou paaie gelyk maak. Groete vir u, mooi dag verder, tada.